Hallo my liewe mens, Ben en Francis loop so saam met jou by die Braambos. Ek is angstig om met jou hierdie te deel, wat die Heilige Gees vir my gegee het om met ons almal te deel. Ek het eendag 'n puzzle gekoop. Ek kan nou nie onthou wat se puzzle in Engels en Afrikaans nie, maar ek dink almal van ons ken puzzles. En ek het toe 5 stukkies van elke puzzle gevat, van die puzzle 5 stukkies, en vir elke ou in die gemeente gegee. Gesê, met hierdie puzzle stukkies bære vir 3 weke, dan moet jy dit terugbring, en dan gaan ons die puzzle bou. 3 weke later, bring asseblief julle puzzle stukkies terug, almal bring terug, gooi hom sit hom op 'n tafel voor in die gemeente, daar by Jesus is lig, en van die puzzlebouers wat daarvan hou, begin die stukkies by mekaar sit. En toe, dis die dag wat almal se puzzle stukkies daar moet wees, toe is al die toe's daar 40 puzzle stukkies weg. En dit moet daai Sondag is die laaste Sondag wat jy dit kan bring, en 2 Sondae later het ek nog 10 of 15 puzzle stukkies gekry. Puzzle is gebou, oom Dani sit hom vir my vas in 'n raam, en in die agtergrond is silwer, met ander woorde, 'n stukkie nie pas nie, daar sien jy silwer agtergrond. Die wat laat toe kom, sit hy in 'n klein rampie bo op hierdie puzzle vas, en hy draai hulle om en hy skryf op hulle te laat. Nou wil ek vir jou sê, die lewe is soos daai puzzle stukkies. Elkeen, ek, jy, die een langs jou, jou lewensmaat, jou kinders, almal pas in die plan, God se plan vir hierdie wêreld. Elkeen van ons pas volmaak in 'n plekkie in. Maar jy moet besluit of jy wil deel wees. Ek en jy moet besluit, wil ek deel wees van die wêreld of wil ek deel wees van God se plan? En ek gaan 'n foto van daai puzzle neem en ek gaan hom vir jou stuur as jy op Jesus by die Braambos wall is, dat jy hierdie puzzle kan sien. My liewe mens, as jy na die woord kyk na Lukas 14:28, voor ek by Lukas 28 kom ons kom terug na die puzzle toe, die plan van God, wat volmaak is. Daar's 4 hoekstene, blokkies, in 'n kantblokkie, en dan word hy ingekleer van die kant af binne toe. En as een nie daar is nie, kan jy dit dadelik sien. Die woord van God is soos daai puzzle. Van Genesis tot Openbaring is dit een gebeurtenis. Oor 1000 jaar geskryf, ek kan nou nie die datums onthou nie, oor 'n lang tydperk geskryf, deur baie verskillende mense, op baie verskillende lande, oor 'n baie lang periode, en tog vertel dit dieselfde gebeurtenis. Dis nie 'n verhaal nie, dis nie 'n storie nie, dis 'n gebeurtenis, dis iets wat gebeur het, dis geskiedenis, dit het regtig so gebeur. Daar is ook ander bronne wat dit bevestig. En hierdie lang gebeurtenis het ook vertel van wat kom vir my en jou in die toekoms. En as jy nou die woord van God vat en jy begin om lees van oorloë en gerugte van oorloë, dan besef jy dat 2000 jaar terug het goed gebeur wat nou gebeur het. Jy gaan 'n nommer op jou hand of op jou voorkop kry en jy gaan nie kan koop of verkoop nie. Daar gaan 'n one world order wees en daar gaan 'n een gods aanbid word en een godsdiens en een geldstelsel. Alles word vir jou duidelik verduidelik.
Dan in hierdie lang gebeurtenis word daar gewaarsku, mense gewaarsku, amper op elke bladsy, pasop vir hulle wat jou mislei, pasop vir hulle wat vir jou sê, ek is die Messias, pasop vir skynheiligheid, pasop vir, want die einde van sonde is die dood. Die einde van die sonde. Ek het 'n week of wat terug so 'n 5 minute praatjie gegee oor die eerste sonde wat daar was in die wêreld is Eva en Adam wat nie geluister het toe God gesê het, die prys van die sonde is die dood nie, en toe sterf hulle, nie dadelik, toe hulle die vrug eet, dit was nie 'n appel nie, die vrug eet, sterf hulle nie dadelik nie, want hulle besef nie, die dood vat tyd. Die een, my seentjie het gesterf na 'n dag. Jesus sê, ek gaan hom vir jou plek te bring, as jou plek gereed is, kom ek jou haal. Toe sterf Benny. My oupa het 72 geword, toe sterf hy. Hy het vir 72 jaar stadig gesterf, sonder om dit agter te kom. Wat wil ek vir jou sê? 1 Korintiërs 15:55 tot 57. Ek en jy sien nie, ons besef nie, die prys van wat ek doen, is die dood. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? En dan sê hy, wat is die dood? Wat is hierdie angel in die dood wat God van praat? Hy sê, die angel van die dood is die sonde. Die oomblik as jy goed verkeerd doen, dan steek die angel van die dood jou. En dit vat 'n lang periode om te sterf. Ja, daar's baie genade. Ek gaan dit nou vir jou lees in dieselfde 1 Korintiërs 15 vers 57. Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. As jy die woord van God, die wet van God, nie nakom nie, Galasiërs 5 vers 19, oorspel en hoerery en ongebondenheid en al daai goedjies, buiteegtelike verhouding, saam bly, same-sex marriage, LGBTQ, dis als angele wat jou steek en jy begin stadig sterf. En jy kan gaan kyk op sosiale media, die mense wat hierdie goed promoveer, wat die vlag waai en sê, ek het my eie seks gekies en ek het besluit ek is 'n man, maar ek het besluit ek is 'n dogtertjie en ek is 'n dogtertjie en ek besluit ek is 'n man. Gaan kyk hoe barbaar tree hulle op in die openbaar. Hulle vloek, hulle skree, hulle FU en hulle UU en hulle BU en al hierdie vieslike, hulle skree soos barbare, want die angel van die dood het hulle gesteek. En dan sê hy, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Luister wat sê Lukas 14:28. Want wie van julle wat die toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie. Wat sê God vir my en jou? Hier sit ons, dis 'n pragtige oggend, en jy besluit vanmôre, ek gaan dronk word. Ek is lus om dronk te word. En dan staan jy op en dan word jy dronk. Ek is lus vir 'n buiteegtelike verhouding. Dan loop jy oor die straat en jy begin een. Ek is lus om iemand dood te maak. Dan vat jy jou wapens en jy gaan soek iemand. Ek is lus om
nie meer die Here te dien nie, dan gaan jy nie meer kerk toe nie. Ek is lus, en so kan jy nou jouself ondersoek, waarmee is ek besig, wat nie van God af is nie. Waarmee is ek en jy besig, wat nie van God af is nie. En dan moet jy gaan stil sit, en jy moet gaan sê, maar wat gaan dit kos, as ek dit doen? As ek nou sou besluit, ek wil 'n buiteegtelike verhouding hê, wat is die prys daarvan? Want jy moet weet, die prys van wat jy beplan, is die dood. Nee, jy gaan nie nou dood neerval nie, toe jy dit beplan het nie, jy gaan dit beplan, jy gaan dit regkry, want die duiwel gaan jou help, verseker. Jy gaan dit beplan, jy gaan dit regkry, jy gaan dit deurvoer. Maar die einde daarvan is die dood. Ek luister nou die dag, ek herhaal myself, ek het geluister na Lee Mostert van Hem radiostasie, wat al getuienis bring. Sy's in standaard 3, sy's 'n pragtige klein dogtertjie, sy's iewers om die wêreldse puzzle, het God haar gedraai, links, regs, tot sy pas. Want hy het 'n plan vir haar lewe gehad. Maar Lee kry die idee, ek moet rook. Maar omdat sy 'n kind is, en omdat sy onkundig is, en omdat ons nie besef, God het 'n plan, maar die duiwel het ook 'n plan nie, en sy nie die koste bereken van rook nie. Begin sy rook, en toe sy hier in standaard 5 kom, of standaard 6, ek kan nie onthou nie, toe sê iemand van, nee Lee, kom ons probeer dagga. Daar's 2 grafieke, die een gaan op na die lig toe, die een gaan af na die duisternis toe. Die dag toe sy besluit, sy gaan iets doen wat sy weet verkeerd is, toe begin sy afsak. As sy daai dag gesê het, nee dankie, ek gaan doen wat goed is in die oë van die Here, het sy opgegaan. Sy begin sak, sy gaan al laer. Dagga word drugs word erger drugs word prostitusie word, sy's besig om dood te gaan, as gevolg van die angel van sonde, wat haar gesteek het, die dag toe sy besluit het, sonder om die koste te bereken. Daar waar jy nou sit, het jy 'n onskuldige vriendskapsverhouding met jou beste vriend se vrou, jou beste vriendin se man, het jy 'n vriendskapsverhouding met 'n persoon by die werk, en is al so rooskleurig, dis al so romanties, die duiwel kleer dit so mooi in, maar jy weet dis verkeerd, maar jy gaan sit nie met 'n pen en papier en 'n calculator en begin die som maak nie. Wat is die einde van 'n buiteegtelike verhouding? Ek het verskriklik baie met buiteegtelike verhoudings. Kom ek vertel jou wat is die uiteinde van 'n buiteegtelike verhouding? 'n egskeiding. Almal sê, ek wil 'n verhouding hê met jou, maar ek gaan jou trou, en ek gaan nie, en hy sê vir sy lewensmaat, ek gaan jou nooit los nie, maar die uiteinde van 'n buiteegtelike verhouding is 'n egskeiding. 1 uit 100, wat miskien nie daar eindig nie, 99 eindig in 'n egskeiding. Wat gebeur met 'n egskeiding? Nee, dis nie die einde van jou probleem nie, dis die begin van jou probleme. Die oomblik, as jy skei, en jy in daai skelmpie trou, vertrou julle mekaar nooit, want julle weet wat het julle aan die lewensmaat gedoen. Hulle vertrou mekaar nooit. So daar's altyd wantroue.
En waar wantroue is nie respek nie. En waar nie respek is nie, 'n vloek en skree en beklei. My liewe mens, jy vat jou kinders en jy skeer hulle middeldeur. En jy vat, het jy al gesien as ouens in die restaurante, dan vat hulle 'n ui of hulle vat 'n wortel en dan kappel hom so ting 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 flenters. En dan gooi hulle hom in die pan. En dan brand hulle hom. En hulle kook hom. En daai kookolie. Nou dis wat jy met jou kinders doen, as jy besig is met 'n buite-egtelike verhouding. Hierdie lewensmaat wat jy so beloof en bevestig het, toe jy nie net aan mekaar 'n belofte gemaak het, maar ook aan God 'n belofte gemaak het. So jy chop God ook, as ek daai uitdrukking kan gebruik. My liewe mens, dan vat jy hierdie lewensmaat wat getrou was, en jy vat hierdie kinders, en jy chop hulle flenters, en jy gooi hulle in 'n pan, en jy braai hulle, tot hulle dood is. En die uiteinde van jou verhouding, is die dood, nie net van jou en jou lewensmaat nie, van jou en jou kinders nie, maar ook jou ouers, ook jou familie, ook jou vriende, ook die predikant wat jou getrou het. Ek trou baie mense, ek huil oor elke egskeiding, ook kap jy hom stikkend. Hy het so verwagting gehad vir 'n mooi huwelik. En dan, wat jy aan jou gesin doen, doen jy ook aan die ander party se gesin. Ons maak nie die somme nie, ons hardloop blindelings. My ouma het gesê, sal jy saam jou vriende in die vuur spring? Hoekom doen jy goed wat jy weet, jou kinders gaan doodmaak? 'n Vrou sê eendag vir my ma het 'n verhouding gehad, en sy het my pa gelos en weggeloop, en ek en my boeties moes dit survive. So my kinders moet dit ook survive. Waar het jou boeties geëindig, dame? Waar het jy geëindig, dame? Waar het julle kinders geëindig? Waar het die ander party se kinders geëindig? Hulle het nooit getrou nie. Maar sy is uit haar huwelik uit, en hulle is uit mekaar uit, en hy is eensaam en alleen dood, en sy is eensaam en alleen. My liewe mens, bereken die koste. Leer jou kinders van die koste van die prys van sonde. As jy jou kinders leer van rook, van pornografie, van sosiale media, kan dit nie van hulle af weghou nie. Jy kan dit nie sê, my kind gaan nooit 'n selfoon hê nie. Ons leef in 'n tyd van elektronika, van sosiale media, van Facebook en YouTube en TikTok en ek weet nie wat se TikTok nog nie. Ons leef in daai tyd. Jy kan dit nie weerhou nie, maar jy moet dit weet wat dit kos om vir 'n kind 'n selfoon te gee. En 'n oop check om te kan doen net wat hulle wil. Om nie te kyk waarna kyk hulle nie, om nie op te check nie. Maar voor jy hulle kan opcheck, moet jy eers jouself opcheck. Moenie, die woord van God sê, moenie goed sê, moenie goed leer wat jy self nie doen nie. Het jy die koste bereken voor jy saam met 'n ander persoon geslaap het? Ag, trek sommer hier by my in. Ons bly saam. Het jy die koste bereken? Wat sê God daarvan? Wil hy ons moet saam bly? Wat sê die familie daarvan? Wil hulle ons moet saam bly? Nou bly ons saam, dis so romanties. Maar die uiteinde van dit is die dood. Kom ons hê 'n babietjie, maar ons is nie getroud nie, en ons is nie lief vir mekaar nie, en of ons het hom per ongeluk. Dit is regtig 'n ongeluk en jy nie koste bereken.
My liewe mens, ek wil by jou pleit, waarmee jy ook al besig is. Baie keer kom die duiwel en hy gee vir jou 'n gedagte. Het gebeur met my, het gebeur met jou, het gebeur met almal. 'n Jong man sit in die wildtuin en hy sien 'n groot bokkie by hom verbyloop. En daar's vir die 2 ure wat hy daar sit, het hy nie 'n kar gesien nie, nie 'n geluid gehoor nie. En die duiwel sê vir hom, as jy nou 'n winch, ek weet nie wat is dit nie, wat jy swaar goed mee optel en met 'n ketting dan 'n motor, dan trek hy die goed nader. As jy so 'n ding agter in jou kombi sit, en hierdie koede kom jy verby, man, hy so mak, jy kan amper sy keel afsny, jy skiet hom met 'n .22 met 'n Silerson tussen die ore, en hy val, en jy haak hy winch, en jy trek hom agter in jou kombi, jy gooi hom toe met 'n seil, en woeps, is jy by die hek uit van die Kruger Wildtuin, en weg is jy met daai. Wat is besig om te gebeur? Die duiwel gooi vir jou die aas. Hy sê, ek wil jy moet bietjie hieraan dink. In die oomblik as jy daaraan dink, en jy begin nie die koste bereken van wat gaan gebeur as hulle jou vang nie. En as hulle jou vang, gaan jy voor God staan met 'n kudu onder jou arm. En hulle sê om by die hemel in te gaan is moeiliker vir 'n kameel om deur 'n naald se oog te gaan. So jy gaan nie met 'n kudu onder die arm daarin nie. Want jy steel en jy lieg en jy het nie die koste bereken. Die duiwel kom en hy wys vir jou die romantiese verhouding buite egtelike verhouding. Hy wys jou die romanse van om in te wees. Hy wys jou die romanse om dronk te wees. Hy wys jou die romanse om te vinnig te ry. Hy wys jou al hierdie goed. En jy moet 'n besluit neem. Jy moet die koste bereken. Wat is die einde van die sonde? Genade. 1 Korintiërs 15:57. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Dit beteken, as jy nou sit waar jy sit, en jy maak die som van wat jy gaan betaal aan die einde van al jou slim stories, as jy nou die som maak, deur die genade van die bloed van Jesus aan die kruis, gaan God jou vergewe. Hy sê, as jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig om jou sondes te vergewe en nooit weer daaraan te dink nie. Maar jy moet dit nooit weer doen nie. Want as jy jou sonde herhaal, word die genade minder en minder en minder, en dan is die einde daarvan nie net die vleeslike dood nie, maar ook die geestelike dood. Waar wil jy eindig? Here, help my, help elke luisteraar, laat ons gaan stil sit en die koste bereken van die goed wat ek leef, die goed wat ek doen, die goed wat ek besluit. Help ons om elke dag te kan besluit, wat moet ek doen om gered te word? Wat is sonde is ek besig mee, wat my lewensmaat gaan doodmaak? Eers my siel gaan doodmaak, dan myself gaan doodmaak, dan my lewensmaat gaan doodmaak, dan my kinders gaan doodmaak, maar my familie, my vriende, my verhouding met God gaan doodmaak. Want die uiteinde daarvan is die dood. Here, baie dankie. Baie dankie vir u genade. Here, en laat elke mens wat hierdie woord hoor, dadelik sal besef, dis tyd dat ons regmaak. Dis tyd dat ons tot bekering kom. Gehoorsaamheid aan God. Gehoorsaamheid aan die woord van God. Jesus dien en volg, sodat ons deur sy bloed gewas kan word, sodat ons legkaart weer kan pas. Here, laat ons nie die oorsaak is, laat ons mense doodmaak nie. Die woord van God sê, jy mag nie moord nie,
Baie mense sê, maar ek het niemand vermoor nie. Jy vermoor jou geliefdes softly. Jy vermoor hulle met jou tong, met jou sondige natuur, met jou buite-egtelike lewe. Here, asseblief help in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Wil jy deel wees van Jesus by die Braambos, jou dorp, jou naam en 'n foto van jou vir my adreslys en jy word deel van Jesus by die Braambos. Ek wil jou vra, ek wil vir jou sê baie dankie vir elkeen wat finansiëel bydra, elkeen wat bydra en elkeen wat vir my en Francis en Jesus is lig, Jesus by die Braambos bediening bid. Baie dankie, baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale Springs. Ek sien uit om jou daar te ontmoet. Baie liefde. Amen.